Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Vriende, dierbares, terwyl ons nou besig is met 'n reeks ook oor Bybelkarakters, het ek dit goed gedink om nou stil te staan by Salomo. En ons lees van hom in 1 Konings, hoofstuk 3. As jy saam met my daar wil lees in die woord van die Here, hier staan in 1 Konings hoofstuk 3, dis nou vanaf vers 1. En Salomo het hom verswaar met Farao, die dogter van Egipte. Hy het naamlik die dogter van Farao geneem en haar in die stad van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis en die huis van die Here en die muur van wat Jerusalem rondom klaar sou wees. Alleenlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dae daar geen huis vir die naam van die Here gebou was nie. En Salomo het die Here liefgehad deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En die koning het na Gibeon gegaan om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. 1000 brandoffers. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo en God het gesê: "Begeer wat ek jou moet gee." En Salomo sê: "U het aan u knegt, my vader Dawid, 'n groot guns bewys, net soos hy voor die aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met u. En u het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, u het u knegt koning gemaak in my vader Dawid se plek. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit of in te gaan nie. En u knegt is midde onder u volk wat u verkies het. 'n groot volk wat nie getel of bereken kan word weens die menigte nie. Gee dus aan u knegt 'n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? En dit was goed in die oë van die Here dat Salomo dit begeer het. Die Here sê vir hom: omdat jy hierdie versoek gedoen het en nie vir jou 'n lang lewe begeer het en nie vir jou rykdom begeer het en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het om regsaake te verhoor, so doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee. Rykdom, sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al jou dae nie. Wow.
Wat 'n woord van die Here aan hierdie man, Salomo. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat daar 'n heerlike woord sal uitgaan van die troonkamer en dat U met ons hierdie woord sal deel, dat ons harte ontvanklik sal wees, ons ore sal oop wees. Geef vir ons 'n opmerksame hart. Geef vir ons skranderheid en insig. Geef vir ons die wysheid wat ons nodig het. Geef vir ons 'n woord uit die troonkamer uit. Gee dat ons vandag dienaars van die lewende God sal wees. Ons bid U seën op die oordeenking en die prediking van U woord in Jesus naam. Amen. So vriende, op die spoor van Bybelkarakters wil ek 'n paar minute met jou praat oor Salomo vandag. Salomo, wat sal ek van hom sê? Die sprekende voorbeeld dat die goddelike wysheid is nie genoeg, maar gehoorsaamheid aan die wil van die Here. Om net wysheid te openbaar, selfs goddelike wysheid te hê in 'n mens se binneste, is nie goed genoeg as jy nie die stem van die Here gehoorsaam nie. En het hierdie man dalk vergeet dat sy vader Dawid, sien ons in 1 Konings 2 voor sy dood, het Salomo se vader hom ingeroep. En ons lees daar in 1 Konings 2 vers 1 tot 4, waar Dawid, toe die dag van Dawid nader kom dat hy sou sterwe, het hy sy seun Salomo bevel gegee, het hom laat roep. En toe hy voor hom staan, het hy vir hom gesê: My seun Salomo, ek gaan heen op die weg van die hele aarde. Wees dan sterk en word 'n man en onderhou die verordeninge van die Here jou God deur te wandel in sy weë, deur sy insettinge, sy gebooie en sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou, soos geskrywe is in die wet van Moses, dat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen en alles waartoe jy jou begewe, sodat die Here sy woord mag vervul wat hy oor my gespreek het, naamlik, as jou seuns ag gee op hulle weg, deur voor my aangesig getrou te handel, met hulle hele hart, en met hulle hele siel, dan sal daar vir jou 'n man op die troon van Israel nie ontbreek nie. Wat 'n woord van 'n vader aan sy seun, toe hy op sy sterfbed lê. En 'n mens sou wonder oor Salomo, omdat ons ken nou sy verhaal. Weet jy, iemand het eendag geskryf oor Salomo en gesê, Salomo was die wysste dwaas in Bybelgeskiedenis. Hy was die wysste dwaas in Bybelgeskiedenis. Dit het iemand eendag kwyt geraak oor hierdie man se lewe. Want jy sien, as ons deur die Bybel kyk, dan is daar verseker 'n stukkie waarheid hierin. Hy was wys. God het hom 'n wysheid gegee wat in geen mens voor hom en na hom gewees het ooit nie. En tog het hy die mees dwaase dinge gedoen. En dit is asof die twee kom net nie by mekaar nie. Ek bedoel, Salomo, koning Salomo, sê die woord, het 1005 liedere geskryf. 1005 liedere. Ek weet van geen mens wat ooit op aarde geleef het, wat 1005 liedere geskryf het. Hy het 3000 spreuke aangehef, waarvan vele in ons Bybel opgeteken is. Hy het die boek Prediker geskryf, hy het die boek Hooglied van Salomo geskryf, hy het die boek Spreuke daar gestel, en daar selfs psalms
wat hy gedig het. Ek bedoel, hierdie man het die eerste tempel van die Here gebou met pragt en praal, soos daar nog nooit op die aarde 'n plek opgerig was. Die goud en die silwer, die yster, die koper kon nie eintlik bereken word. Dat hy in Jerusalem huise gebou het, ook vir homself, paleis. Daar was nog nie so iets soos dit nie. En die muur van Jerusalem versterk het om die stad. So wat sal ek en jy sê oor die wysste man wat ooit geleef het, die welvarendste en rykste man wat ons ooit van weet op aarde, wie se wysheid 'n gawe van God was, wat hy uit die goedheid van die Here ontvang het, toe hy jonk was, en by sy vader die koningskap van Israel oorgeneem het, het hy die nodigheid van wysheid en skranderheid en insig, het hy besef, dat hy dit nodig het oor hierdie volk Israel. Hy het by sy vader oorgeneem, en sy vader was 'n godvreesende man. En dis vir my 4 dinge wat uitstaan in die lewe van koning Salomo. Die eerste is sy heerlikheid. Nou ek weet nie of jy al ooit dit gelees het, maar dit is in die Bybel opgeteken, en van dit lees ons byvoorbeeld hier in 1 Konings hoofstuk 10, daarvan vers 14 af. Die gewig van Salomo se inkomste aan goud in 1 jaar was 660 talente goud. 'n Talent weeg tussen 40 en 60 kilogram. So jy praat van 666 maal 40 kilogram goud in 1 jaar. Hy het 'n plek soos Fort Knox laat skaam kry. Behalwe wat ingekom het van die koopmans wat rondtrek, en van die wins van die handelaars, en van al die konings van gemengde bevolking en die goewerneurs van die land. Koning Salomo het 200 groot skilde van geslaag goud gehad. 600 sikkels goud het hy op elke skild gebruik. 300 klein skilde van geslaag goud. 3 minus goud het hy op elke klein skild gebruik. En die koning het dit in die huis van die Libanon bos gesit. Verder het die koning 'n groot troon van ivoor gehad, en dit met suiwer goud oorgetrek. Die troon het 6 trappe gehad, en die kopstuk van die troon was van agter rond, en aan weerskante van trapleunings by die sitplek, terwyl 2 leeu's langs die leuning staan. Daarby het 12 leeu's het op die 6 trappe weerskante gestaan. So iets is nog nooit vir enige koninkryk gemaak. Die hele drinkservies van die koning Salomo was van goud, en al die voorwerpe van die huis van die Libanon bos van fyn goud. Silwer was daar nie by nie, want silwer was in die dae van Salomo as niks gereken. Silwer het niks beteken nie. Dit was net goud. Vriende, die koning, lees ons, het Tarse skepe gehad op die see. Skepe van Hiram. Eenmaal in 3 jaar het die Tarse skepe ingekom, gelaai met goud en silwer, ivoor, ape, poue. Koning Salomo het groter geword as al die konings van die aarde in rykdom en wysheid. Die hele wêreld het die aangesig van Salomo kom soek, sy wysheid, te hoor wat God in sy hart gegee het.
Elkeen het sy geskenke gebring wanneer hulle na die koning gekom het. Silwer voorwerpe, goue voorwerpe, klere, wapens, speserye, perde, muile, jaar vir jaar. Verder het koning Salomo strydwaans en perderuiters versamel. 1400 waans, 12.000 perderuiters. Stede vir die waans vir die koning. Die koning het die silwer in Jerusalem gemaak soos klippe van die seders, soos die wilde vyebome in die laafveld in menigte. Die uitvoer van perde vir Salomo uit Egipte was uit kwe. Handelaars van die koning het uit kwe gaan haal teen 'n koopprys. Geweldig. Wanneer ons al hierdie dinge lees, en ons lees van sy vlootvoertuie, ons lees van sy skepe, hoe die koningin van Skeba hom kom besoek het, hoe sy gekom het. Die Bybel sê sy het gekom al die pad van Skeba af met kamele, goud, edelgesteentes. Sy het met hom gespreek oor alles wat aan haar hart was, 1 Konings 10. Salomo het al haar woorde verklaar. Toe die koningin van Skeba die wysheid sien, die huis wat hy gebou het, sy voedsel aan tafel, hoe sy dienaars sit, sy bediendes staan, hulle klere, die dranke, die trappe, hoe hulle opklim, was daar geen gees meer in haar oor. Sy was sprakeloos. Daar het aan haar niks meer oorgebly nie. Sy kon nie glo wat sy gesien en beleef het op aarde nie, toe sy by Salomo kom. En sy sê vir hom, ek het nie die woorde geglo wat ek gehoor het in my land. My oë het dit nie gesien nie. Sy sê, maar nou wil ek sê, die helfte wat my meegedeel is, het ek nie eers gesien nie. U oortref in wysheid, in welvaart. Gelukkig is die manne wat hier staan by u, wat luister na u, wat gedurig u wysheid hoor. Geloof sy die Here God, wat u op die troon laat sit het, en u koning gemaak het. En sy gee vir koning Salomo 120 talente goud, groot menigte speserye en edelgesteentes, soos nog nooit in die land Israel ingekom het. Daar was skepe van Hiram, wat goud gaan haal het in Ofer. Vriende, ons praat van Salomo. Daar was geen mens voor hom aan sy gelyke nie. Dis sy wysheid en sy rykdom, en ek het maar net 'n deel daarvan aangehaal. Sy heerlikheid, sy wysheid wat hy gehad het geen mens gehad nie. Ons het sy wysheid in die Bybel vandag. Gaan lees Spreuke, gaan lees Prediker, gaan lees Hooglied van Salomo, gaan kyk in die psalms na wat hy geskryf. Ons het baie van dit tot ons beskikking vandag. Sy woorde wat hy gespreek het en sy dade wat hy gedoen het. En dan wonder 'n mens, hoe is dit moontlik dat so 'n man in dwaasheid kan verval? How is it possible? Hoe is dit moontlik? Hy trou met die farao van Egipte se dogter, vreemde uitlandse vroue. 1 Konings 7 sê vir ons in vers 8 oor hierdie man, wat verbasend is, aangrypend is, die huis wat hy gewoon het. Toe neem hy die dogter van Farao en hy plaas haar in die huis wat hy gemaak het. In 1 Konings 9 vers 16 lees ons van hierdie man, die Kanaaniete wat in die stad gewoon het hy gedood en as 'n trougeskenk aan sy dogter, die vrou van Salomo, gegee, so het Salomo dan Geser opgebou
En dan lees ons hoeveel vroue en byvroue hy gehad het. Al die vroue in sy lewe was meer as 1000. Hoe aangrypend dat hierdie man, daar staan in hoofstuk 11 vers 1, en koning Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad, behalwe die dogter van Farao, die Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidonitiese, Hettitiese, uit die nasies wat die Here gesê het, julle mag nie met hulle meng nie. Vers 3, 700 vroue vorstinne, 700 koninginne, vorstinne, en 300 byvroue, sodat sy hart verlei was. Al hierdie vroue in sy lewe het hom tot in die afgrond verlei. Hoe verskriklik. Wat het geword van Dawid se raad aan hom, toe hy 'n jong man was? Wat van Dawid wat gesê het, jy moet God se woord volg, die wet van Moses, my seun? En in die wet staan daar, in Deuteronomium 17, los daai uitlandse vroue en daai perde. En hy het baie perde uit Egipte ingebring, baie vroue, baie silwer en baie goud. Wanneer ek en jy na al hierdie dinge kyk, dan is ons stom van verbasing. Dat 'n man soveel vroue in sy lewe kon hê, soveel goud, soveel silwer, soveel wonings, soveel perde, soveel wapentuig, oorlogstuig, en soveel wysheid, en soveel insig van God. Die Bybel sê, daar was nog nooit iemand soos hy voor hom in naam nie. Dis die man van wie ons nou praat, Salomo. Sy einde weet ons bitter min van, weinig, bitter weinig. Wat ons wel weet, as daar staan in 1 Konings 11, vers 4. En in die tyd van Salomo se ouderdom, het sy vroue sy hart verlei, agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome was met die Here sy God, soos sy vader Dawid. Hoe verskriklik. Salomo het agter die Astartes, die godin van die Sodomiërs, agter Milkon die verfoeisels van die Ammoniete aangeloop. Mens wil dit nie eens lees nie. Hoe verskriklik. En dan kom Jesus. En Jesus praat van Salomo. En Jesus sê in Matteus 6, vers 28 en 29, wat kwel julle heel oor klere? Dink aan Salomo. Let op die lelies van die veld. Hulle groei nie, hulle arbei nie, hulle spin nie. Kyk na die blommetjies van die veld. Ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle. Hy sê, man, luister, met al hierdie dinge in sy lewe, was hy nie eers soos 'n lelie van die veld wat God gemaak het, 'n blommetjie van die veld. Sy heerlikheid was nie eers gelyk aan die heerlikheid van 'n blommetjie van die veld. Met al sy goud en al sy silwer, met alles wat hy het. En 'n paar hoofstukke later in Matteus 12, toe praat Jesus weer van Salomo. En hy sê daar in vers 42, hy sê, luister, toe die koningin van die suide, toe Skeba kom na Salomo toe, sy sal in die oordeel opstaan in die laaste dag, saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want sy het gekom van die eindes van die aarde om na die wysheid van Salomo te luister. Hy sê, Jesus sê, sy het opgetrek oor die eindes van die aarde, met alles wat sy gebring het, met al haar kamele, met al die goud, met al die geskenke, al die speserye, al die karavane wat gekom het saam met, om na Salomo te luister. Hy sê, meer as Salomo is hier.
So vriende, hier's waar ek is. Ons het geen rekord van die Bybelkarakter Salomo se hartgrondige berou of bekering aan die einde van sy lewe van al sy sondes. Die Bybel swyg. Ons het geen psalm van Salomo soos wat ons sien met Dawid sy vader, wat hy boetedoening doen en God om vergifnis vra nie. Ons het geen verwyte of najammerte, trane of verdriet van Salomo wat ons in die Bybel lees, laat in sy lewe voor God. Tensy as die boek Prediker geskryf is in sy herfsjare, heel aan die einde van sy lewe. Prediker 11 en 12, is daar miskien 'n bietjie hoop dat ons hom eendag sal sien. Jy sien, ons moet almal ons besluite neem oor hoe ons kyk na die tydelike om ons in die lewe. Wie sal ons dien en wie sal ons lief hê? Wie sal ons God wees? Gaan dit mammon wees? Gaan dit die wêreld wees? Of gaan dit die Here wees? Ek onthou, ek het vir meer as 20 jaar in my lewe, was dit deel van my gebed, waar ek voortdurend gebid het altyd, en toe ek my keuse maak vir die bediening, vir bitter baie jare, het ek altyd gebid en gesê, Here my God, silwer en goud wil ek nie hê nie, gee dit vir wie U wil, maar gee my net U woord. Dis wat ek gebid het, vir jare in my lewe. Silwer en goud wil ek nie hê nie, gee dit vir wie U wil, maar gee my net U woord. En weet julle, 'n klompie jare gelede, 5:00 die oggend, toe ek hier in hierdie selfde kerk, hierdie selfde plek waar ek nou staan, hier voor, in die kerk bid, 5:00 die oggend, alleen in my stilte voor die Here. Net ek alleen, 5:00 die oggend hier in die kerk kom bid het. En ek bid weer en ek sê, Here my God, silwer en goud wil ek nie hê nie, gee dit vir wie U wil, maar gee my net U woord. En op daai oomblik, toe arresteer die gees van God my. En die krag van die Here kom oor my. En die gees van die Here ruk in my. En die Here sê vir my kind, jy sal hierdie woorde nooit weer in jou lewe, sal jy dit bid nie. Ek neem dit uit jou lewe uit. Ek het jou gebed gehoor, en ek het my woord aan jou gegee. Spreek net my woord. Wow. Wat 'n oomblik in my lewe, toe die Here dit doen. Van daai moment af tot nou toe, kon ek nooit weer daai gebed bid, wat ek vir 20 jaar nooit opgehou bid. Dis alles weg. Die Here het dit weggevat uit my lewe uit. En het my sy woord gegee. Waaroor gaan dit vir jou? Waaroor gaan dit vir jou? Gaan dit oor sy woord? Waaroor gaan dit? Gaan dit oor die silwer? Gaan dit oor die goud? Gaan dit oor die wêreld? Of gaan dit oor hom? Gaan dit oor Jesus? Salomo het alles gehad. En dit blyk of hy alles verloor het. Wat het hy gehad op sy ou dag? Hy moes al die goue skilde, al die perde, al die vrouens, al die rykdom, hy moes alles agterlaat, al die klere, alles wat hy ontvang het, al die geskenke. Toe hy sterf en sy oë toemaak, toe's alles weg. Iemand anders het dit gekry. Alles wat jy het, gaan jy in elk geval verloor. Iemand anders gaan dit kry. Het jy 'n ewigheidsperspektief? Gaan ons eindig soos 'n Salomo? Wat sal jy doen as die Here vir jou vra, het hy vir Salomo gevra het, wat begeer wat ek vir jou moet doen? Wat sal jy van die Here begeer? As die Here na jou toe kom soos Salomo in sy jong dae, toe sy vader afgesterf het en Salomo het gaan bid, en hy het nadat hy al die offers gebring het, en die Here verskyn in die nag aan hom, in hy gesig nadat hy 1000 offers gebring het, soos ek en jy gesien het. Wat sal jy doen as die Here vannag aan jou verskyn in 'n droom, en vir jou sê, begeer wat ek vir jou moet doen? Wat gaan jy vir hom sê? Wat gaan jy begeer? Wysheid, silwer of goud, 'n lang lewe,
Ek weet wat ek sal doen. Ek weet nou, hier binnekant, as die Here aan my moet verskyn in so 'n nagtelike droom, sal my woorde aan die Here wees: Here, help my om my lewensreis klaar te maak tot U eer. That will be my prayer. I will pray, Lord, help me to finish my race well. Dat U vir my sal sê, wel gedaan, my kind, gaan in die vreugde van jou Heer. Laat ek my lewensreis klaar maak in die oorwinning van Jesus Christus. Let me finish well. Ek wil nie soos 'n Salomo my lewe eindig nie, Here, maar tot U eer in U heerlikheid. Amen. Kom ons sluit. Vader, dit is ons gebed. Help me, O Lord, to finish my race well. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.